Liefdes, julle kan julle Bybels vir my oopmaak by Efesiërs 5. Ons aangaan met ons studie deur die besonderse boek van Efesiërs. Efesiërs hoofstuk 5 verse 22. Ek kan sommer vir ons lees weer eens vanaf vers 22 tot 33 vanmôre. Ons kyk steeds na die onderwerp van God se wil vir die getroude vrou. Hierdie sal dan deel 2 van hierdie onderwerp wees waarmee ons laasweek begin het. Ons gaan aan met hierdie onderwerp, God se wil vir die getroude vrou, soos ek laasweek gesê het, sodat niemand van ons, en veral nie die getroude vroue in ons midde, onkundig sal wees, verward sal wees oor wat die Here van julle verwag, in terme van julle rol in die huwelik nie. Ons sien hierdie onkunde en verwardheid in die wêreld daar buite, wat alle Bybelse ankers opgeruk het, en soos 'n bootjie dobber op die see, heen en weer gedryf deur elke nuwe tendens en golf van nuwe lering, geen standvastigheid nie. Die Here wil nie hê dat ons so moet wees nie. Hy wil eerder hê, getroude vroue, dat julle verstaan, soos Paulus skryf hier in Efesiërs 5 vers 15 en vers 17, julle sal verstaan wat die wil van die Here vir julle is. Spesifiek dan met betrekking vanoggend tot hoe om saam te leef met jou God gegewe man, ter wille van die eer van die Here, ook jou eie voordeel. Kom ek lees vir ons Efesiërs 5 vanaf vers 22 tot 33. Die heilige woord van die Here lees as volg: Vroue, wees onderdanig aan julle mans, soos aan die Here. Omdat die man die hoof is van die vrou, soos Christus ook hoof is van die kerk. Hy is verlosser van die liggaam. Maar soos die kerk onderdanig is aan Christus, so ook moet die vroue in alle opsigte aan hulle mans onderdanig wees. Mans, julle moet julle vroue lief hê, soos ook Christus die kerk liefgehad het en homself ter wille van haar oorgegee het, sodat hy haar kon heilig, deurdat hy haar gereinig het deur die was met water en die woord. Dit het hy gedoen sodat hy vir homself die kerk in heerlikheid daar kan stel, sonder vlek of rimpel of enige iets dergeliks, heilig en sonder smet. Net so is die mans verplig om hulle eie vroue soos hulle eie liggame lief te hê. Wie sy eie vrou liefhet, het homself lief. Niemand het nog ooit sy eie liggaam gehaat nie, inteendeel, hy voed en koester dit soos Christus sy kerk. Ons is immers lede van sy liggaam. Om hierdie rede sal 'n man sy vader en moeder verlaat en aan sy vrou verbind. En hulle twee sal een vlees, een liggaam as dit ware wees. Hierdie geheimenis is groot. En ek sê dit met verwysing na Christus en die kerk. Maar dit geld ook vir een en almal van julle. Laat elkeen sy eie vrou lief hê, soos hy homself lief het. En laat die vrou haar man eerbiedig. Tot sover uit die woord van die Here. Gemeente, kom ons bid saam. Here, ons verlang u bystand nou, die verligting van u Gees, dat hy die waarheid van u woord sal oopbreek vir ons en ons sal begelei in 'n diepe kennis en begrip daarin. Wees aan die woord, Here. Laat elkeen luister nie asof na 'n mens nie, mag hulle my ag as bloot 'n dienskneg, 'n bloedgewatste mondstuk, instrument in u hand, waardeur u vanoggend wil praat. Wees aan die woord. Ons buig die knie voor u. Ons plaas onsself onder u geïnspireerde, gesaghebbende woord. En vertrou dat u vir ons in al u liefde en wysheid sal begelei. Ek bid ons in Jesus se naam. Amen. Gemeente, soos ek gesê het, verlede week het ons in ons studie deur Efesiërs begin kyk na hierdie onderwerp, en ek wil net kortliks by wyse van 'n herinnering noem wat ons gesê het. Ek gaan nie alles breedvoerig verduidelik nie, maar ter wille van die wat besoek vandag, wil ek noem, ons het gesê dat God, wie ons innig liefhet en ons uitgered het in Christus Jesus uit hierdie wêreld uit om aan hom te behoort. Hy het sy wil vir ons, aan ons, in sy woord, die Bybel, geopenbaar.
ook met betrekking tot hierdie gewyde instelling van die huwelik. In terme van die instelling het ons gesê vanuit die woord van die Here laasweek dat die huwelik is 'n skepingsinstelling. Die Here het dit ingegee as deel van sy skepingsorde. Dit was met ander woorde van die begin van tyd daar gewees. In die skepingsverhaal in Genesis 2 vers 7 lees ons dat God het eers vir Adam geskep, hy het hom gevorm uit die grond van die aarde, hy het sy lewensasem in hom ingeblaas en so vir Adam 'n lewende wese gemaak. Later in daardie verhaal lees ons in Genesis 2 vers 18 dat die Here het toe uit Adam uit en vir Adam 'n helper geskape, Eva, om hom by te staan as sy gelyke. Die Here self het gesê in Genesis 2 vers 18, dis nie goed dat die mens alleen is nie, ek sal vir hom 'n helper maak wat by hom pas, sy gelyke. En die Here self het Eva, nadat hy haar uit Adam uit en vir Adam geskaap het, na Adam toe gebring om in daardie kosbare een vlees verhouding met hom te staan, aan sy sy, onder sy hoofskap, as sy helper, soos die Here dit bedoel het. Daarom lees ons ook, die apostel Paulus skryf in die lig van God se skepingsorde in 1 Korintiërs 11 vanaf vers 3 dat daar is 'n gesagsorde, 'n gesagsstruktuur vanaf God die Vader afwaarts. Paulus skryf in 1 Korintiërs 11 vanaf vers 3, God die Vader is die hoof oor Christus. Jesus Christus is die hoof oor die man. Die man is die hoof oor die vrou. Hy gaan aan later in 1 Korintiërs 11 vers 8 en 9 om te sê dat die man is nie uit die vrou geskep nie, maar die vrou uit die man. Hy sê die vrou of die man is nie ter wille van die vrou geskep nie, maar die vrou ter wille van die man. En tog noem hy daai besonderse interafhanklikheid wat God daar gestel het tussen die getroude man en vrou. Wanneer hy sê in verse 11 en 12 van 1 Korintiërs 11, 'n vrou bestaan nie apart van 'n man nie, 'n man ook nie apart van 'n vrou nie in die Here. Want soos die vrou daar is uit die man, uit Adam geskep, so ook is die man daar deur die vrou. Die man word deur die vrou in hierdie wêreld ingebore. Daar's 'n kosbare interafhanklikheid wat die Here daar gestel het. Ons het gesê laasweek in terme van die intensie van God met die huwelik. Hy het dit bedoel as 'n bron van seën. Daarom sê Genesis 1 vers 28 se begin dat God het die man en die vrou saam, nadat hy hulle geskep het, vir mekaar geseën. Die huweliksinstelling is goed, geliefd. Die Here het dit gegee aan ons met die bedoeling om ons goed te doen, ter wille van ons voordeel, ons wat na sy beeld as sosiale wesens geskep is. Ons het gesê in terme van die aard van die huwelik dat die Here dit bedoel het van die begin af as 'n permanente verbond tussen een natuurlike man en een natuurlike vrou. Die huwelik is nie die goedkoop kontraktuele gerieflikheidsooreenkoms wat die wêreld dit gemaak het nie. Dit is 'n gewyde instelling, 'n permanente verbond, soos die Bybel daarvan praat. Nou, in hierdie verband het ek 'n vraag gekry na laasweek se preek, 'n goeie vraag, wat ek graag wil noem vanoggend en wil hanteer as deel van die boodskap. En ek wil nou my pastorshoed vierkantig opsit. Ek praat nou met julle as poimyn, as 'n pastor, herder van die gemeente. Want ek weet sommige van julle is geskei. Die vraag gaan oor egskeiding. Sommige van julle gaan tans deur daardie onaangename belewenis van egskeiding. Ek wil eerstens net sê dit bly altyd 'n sensitiewe saak, want die Here het die huwelik daar gestel as iets heilig, as iets gewyd. Dit is 'n permanente verbond in die oë van die Here en daarom sal ek dit ook altyd so benadruk. Maar egskeiding is 'n werklikheid weens die feit dat sonde in hierdie wêreld ingekom het en ons in 'n gebroke wêreld leef en in 'n gebroke wêreld somtyds met nie ideale omstandighede gekonfronteer word. Kyk, die Here sê van die huwelik dat toe die kom ek verduidelik dit so, toe die
Fariseërs, die godsdienstige leiers in Jesus se dag na hom toe gekom het om hom 'n strikvraag te vra, om hom in 'n hoek te druk, het hulle vir hom gevra, maar hoekom het Moses dan 'n skeibrief gegee aan die volk sodat hulle kan skei? En Jesus het dit baie wys beantwoord. Hy het gesê God het Moses toegelaat om in Deuteronomium 24 daai skeibrief te gee ter wille van die hardheid van julle harte. En dan voeg hy hierdie woorde by, maar van die begin af was dit nie so nie. Met ander woorde, God se intensie van die begin af is nie dat persone, 'n man en 'n vrou wat God saamgevoeg het, sal skei nie. Jesus sê dit ook in Matteus 19 vers 6, wat God saamgevoeg het in daai een vlees liefdesverbond mag geen mens skei nie. God sê uitdruklik in Maleagi 2 vers 16, hy haat egskeiding. Terwille van die skade wat daarmee saamgaan, die letsels wat dit laat, veral as daar kinders betrokke is in so 'n huwelik. Die Here noem egskeiding geweld in Maleagi 2 vers 16. Maar soos ek sê, in 'n gebroke wêreld word ons soms gekonfronteer met nie ideale omstandighede. Eerstens met die verbrokkeling van 'n huwelik, die verbrokkeling van kommunikasie, die verbrokkeling van daai hegte meelewing tussen man en vrou wat lei tot 'n konstante konflik in die huwelik, wat lei verder tot onenigheid. Daar vorm later aan 'n geestelike, emosionele, ook 'n fisiese onenigheid, 'n onmin tussen man en vrou en uiteindelik 'n geheel en al 'n vervreemding tussen man en vrou. Dit hoort nie so in die Here. Die ideaal in so 'n geval wat daai verbrokkeling plaasvind. En onthou, ek sê dit uitdruklik, ek praat nou nie van daai gevalle waar mishandeling deel van die huwelik is, waar 'n vrou in 'n abusive verhouding is nie, net soos wat 'n man ook in 'n abusive verhouding met sy vrou kan wees. Die ideaal waar daar slegs verbrokkeling plaasvind, is altyd volgens die woord van die Here en in die lig van die gewydheid van die huwelik, versoening, herstel, verdieping tussen man en vrou. En dit sal vereis dat daar 'n erkenning is van beide af. 'n Erkenning deur die Here in die harte bewerk van hoe God die huwelik geskaap het om te funksioneer, dat beide man en vrou hulle knie buig voor die woord in terme van die huwelik, om dit saam so te sien en waar hulle albei deur die Heilige Gees gewillig gemaak word om hulle rolle op te neem in die huwelik. Dan sal versoening, herstel gebeur en kan selfs 'n verbrokkelende huwelik genees word deur die krag van God in die evangelie, sodat daai paartjie kan groei om weer 'n goeie, 'n gesonde, 'n godvrugtige en 'n godverheerlikende huwelik te hê. Die vroue van julle wat in 'n verbrokkelende huwelik is, ek wil ook vir julle aanmoedig om dit te sien as deel van die instrumente wat die Here tans in jou lewe gebruik om jou te groei na Christus gelyk op die pad van heiligmaking. Hou aan bid. Hou aan die aangesig van die Here soek in jou huwelik. Hou aan om dit met jou man te bespreek en om aan te moedig om saam met jou te werk na daai versoening en herstel toe. En kry hulp van buite die huwelik. Begeleiding deur die ouderlinge en gemeente waartoe die Here jou gevoeg het en selfs ook hulp van buite die gemeente, kundige hulp wat Bybels georiënteerd is. In die geval waar daar mishandeling is, geliefdes, mishandeling van 'n vrou in die huwelik op geestelike, emosionele, fisiese gebied, mens hoor verskriklike stories. Ek het al in die bediening met baie dinge te doen gehad, veral waar alkohol 'n rol speel, waar vroue se welstand aangetast word op al hierdie gebiede en nie net aangetast word, maar waar sy totaal en al verniel word, waar haar veiligheid selfs bedreig word. Die ideaal in so 'n geval is steeds om alles in jou vermoë te doen met die instaatstelling van die Here om te bid en om te soebat en te smeek dat hy sal ingryp tot die beredding van die huwelik, die verandering van jou man se hart. Om dit met hom konstant te bespreek, daai oomblikke wanneer hy gewillig is en in staat is om te luister en in te neem en om ook hulp te kry. Maar indien uiteindelik daai pogings onsuksesvol is en jou welstand werklik nie net bedreig word nie, maar afgetakel word, weet,
Egskeiding is nie die onvergeeflike sonde nie. En ek sê dit met baie versigtigheid van hierdie kansel af. God is nie 'n monster wat sal verwag dat 'n vrou bly onder dak in so 'n huis waar sy besig is om vernietig te word op geestelike, emosionele, fisiese vlak nie. Die Here erken dat in 'n gebroke wêreld kan mense, selfs gelowiges se harte so verhard raak dat hulle nie meer in vrede en veiligheid saam kan leef nie. Ons sien hierdie erkenning van die Here in die Ou Testament dat hy wel vir Moses toegelaat het om die skeybrief te gee aan die volk. En ons sien dit in die Nuwe Testament ook in hierdie kosbare stelling van die apostel Paulus in 1 Korintiërs 7 vers 11 en is in sy gewend dat hy met die vroue hier praat. Hy praat met die in die huwelik. En hy sê die vrou mag nie van haar man skei nie. Dit geld vir die man ook. In die lig van die gewydheid en die permanente verbond van die huwelik. Maar dan sê hy, maar kontrasterende voegwoord. Waar ons die hart van die Here sien vir vroue wat in so 'n situasie verniel word. Maar as sy wel van haar man skei, moet sy ongetroud bly of met haar man versoen. Die Here laat ruimte as 'n laaste uitweg, geliefdes, ter wille van vrede en veiligheid vir so 'n vrou. As daar nog eens van julle wat vra het, kan julle my na die tyd of die ouderlinge nader. Ek sal graag verder in gesprek met julle tree. Ons het laasweek ook gesien in terme van die aard verder, die Here het 'n gelykheid daar gestel tussen man en vrou. Volgens Genesis 2 vers 18, die Here het vir Adam 'n helper gemaak, sy gelyke, en die Bybel beamoen daai gelykheid in terme van die feit dat man en vrou op ewe knie staan wat hulle menswaardigheid aanbetref, wat hulle saligheid of verlossing aanbetref, wat hulle begaafdheid, gawes, talente aanbetref, en ook ander dinge soos hulle intelligensie en vermoëns. Vrouens staan nie noodwendig agter mans wat hierdie dinge aanbetref nie, maar die Here het in die huwelik ook 'n verskil daar gestel. 'n Verskil in rol of funksie tussen die getroude man en vrou, en daai verskil is op grond van die Here se ontwerp van man en vrou. God het die man op 'n unieke wyse ontwerp om die liefdevolle leier en hoof in sy huis te wees, wat verantwoordelikheid neem en dra vir sy vrou en kinders. En die Here het die vrou op 'n unieke manier geskep, ontwerp om op te tree as 'n komplementerende helper aan haar man. Hierdie rolle wat die Here gegee het aan man en vrou in die huwelik mag nie verwar word nie, dit mag nie omgeruil word nie. Nou, ek het ook 'n vraag in hierdie verband gekry laas week. Wat van wederwysige ondersteuning? Want ek het 'n stelling gemaak dat die rol van komplementerende helper is nie aan die man gegee nie. So iemand het gevra, is die man dan nie 'n helper van die vrou nie? Die antwoord is, uit die aard van die saak, natuurlik ja. Hoe julle my stelling moet verstaan, en hoe ek myself probeer uitdruk het laas week, is dat die man is nie geskep om die vrou se rol in die huwelik op te neem. Die vrou is nie geskep om die man se rol in die huwelik op te neem nie. Die rolle mag nie verwar en omgeruil word nie. Maar natuurlik is daar wederwysige ondersteuning en hulp aan mekaar in die huwelik, juis deur middel van die opneem van die rolle. Die man, soos ek laasweek gesê het, is 'n hulp vir sy vrou wat haar ondersteun en bystaan, juis deur haar koning, priester en profeet te wees. Ampte wat God aan hom toegeken het in die huwelik. Hy is vir haar ondersteuning, juis in dat hy haar voorgaan om vir haar te sorg, om vir haar te lei, om vir haar te beskerm, dit wat die Here aan hom opgedra het. Die man is 'n ondersteuning aan sy vrou, juis in sy opoffering ter wille van haar welstand, geestelik, emosioneel, fisies. Die man is 'n hulp en ondersteuning vir sy vrou deur verantwoordelikheid te neem vir besluitneming in die huis, waarin hy haar ook voorgaan en lei.
En die vrou weer is 'n ondersteuning en 'n hulp aan haar man deur haar rol op te neem. Ek sal nou 'n bietjie meer hieroor sê. Sy is ondersteuning vir haar man deur daai warm hartjie te wees van die huishouding waaroor die man die hoof is. Sy is die gom wat die huishouding bind aan mekaar. Ek sien die ander sons vat hande en glimlag vir mekaar, dis so mooi. Ons prys die Here vir gesonde huwelike in die gemeente. Die vrou is 'n ondersteuning vir haar man deur 'n goeie bestuurder te wees in haar huis. Jy sien, die vrou neem ook leiding in die huis onder haar man se hoofskap. Paulus sê in 1 Timoteus 5 vers 14, hy wil hê dat die vroue moet trou en goeie bestuurders van hulle huise moet wees. So sy neem ook leiding in die huis. Die vrou ondersteun haar man deur om te vertroos en te versterk, iets wat ons mans elke dag baie nodig het. Ek dink daar's 'n term daarvoor. Jy noem dit man flu, is ek reg? Ja, die vrou ondersteun haar man deur hom aan te vul, deur hom na te volg en so voort. So ja, daar's wederzijds ondersteuning. In terme van die teks wat ek vir julle voorgelees het nou, het ons laasweek begin deur te sê, getroude vroue, die Here beveel, wees onderdanig aan jou man. Nou wat beteken dit? Wel, die Here sê 2 maal in die teks hierso, vers 22 en vers 24 van Efesiërs 5, wees onderdanig aan jou man. Die Here herhaal dit terwille van beklemtoning. Hy wil hê ons moet verstaan hoe belangrik dit vir hom is dat die vrou in die huwelik onderdanig is aan haar man. Maar soos ek laasweek verduidelik het, wanneer vroue onderdanigheid hoor, moet julle nie hoor gehoorsaamheid soos 'n kind aan 'n ouer nie. In Efesiërs 6 vers 1 sê Paulus vir die kinders om gehoorsaam aan hulle ouers te wees. En dis ook nie die gehoorsaamheid van 'n slaaf teenoor 'n eienaar nie. Die Here sê in Efesiërs 6 vers 5 vir die slawe in die eerste eeu om gehoorsaam te wees aan hulle eienaars. Maar in ons teks sê die Here vir die vrou om onderdanig te wees. Dis 'n sagter term. Dit sluit gehoorsaamheid in, maar die navolging van 'n gelyke. Die ondergeskiktheid van 'n geliefde en 'n gewaardeerde maatjie, 'n spanmaat, 'n vennoot, 'n vertroueling wat aan jou sy staan terwille van jou voordeel maak. Vroue, om onderdanig te wees beteken om jouself gewillig en vrywillig as helper onder jou man se leiding te plaas. Ons het laasweek ook gesê dis 'n spesifieke opdrag. Julle is onderdanigheid verskuldig slegs aan julle eie mans. Die teks sê dit 2 maal uitdruklik. Aan die ander woorde, jy's nie verskuldig onderdanigheid aan alle mans nie, en jy's ook nie beskikbaar om onderdanig te wees aan alle mans nie, slegs aan jou man. Ook dis 'n omvattende opdrag van die Here. Die Here sê ook in vers 24 dat die vrou moet onderdanig wees aan haar man in alle opsigte. Met ander woorde, die vrou kan nie selektief wees in terme van in watter dinge sy onderdanig wil wees en nie wil wees nie. Daai onderdanigheid word gekwalifiseer deur 2 illustrasies soos ek vir julle uitgewys het. Dis die onderdanigheid van soos die gelowige aan die Here, vers 22. Vroue, wees onderdanig aan julle man soos aan die Here. En ons weet die gelowige moet in alle opsigte onderdanig wees aan die Here, so ook die vrou aan haar man se hoofskap. En ook dan in vers 24, soos die kerk in alle opsigte onderdanig moet wees aan Christus, so ook die vroue met die hulp van die Here. Die enigste behoud, soos ons gesê het, is ten opsigte van sonde. Wanneer jou man van jou verwag om jou gewete te oorskry en te sondig teen die Here deur nie te doen wat die Here jou beveel om te doen nie, of te doen wat die Here jou verbied om te doen. Dat jy die mandaat het om met liefde en respek ongehoorsaam te wees aan jou sekondêre hoof, jou man, sodat jy gehoorsaam kan wees aan jou opperhoof, die Here Jesus Christus. En natuurlik hierdie onderdanigheid is onvoorwaardelik, dis ongeag jou man se verdienste. Die teks sê nie vir ons, as jou man sy rol vervul volgens jou goeddenke, dan kan jy onderdanig wees aan hom nie. Ons lees nie dit in die teks nie.
Dis 'n onvoorwaardelike opdrag in terme van die feit dat die vrou ongeag, selfs as die man ongehoorsaam is aan die woord, onderdanig moet wees. En dit is wat 1 Petrus 3 vers 1 en 2 duidelik ook sê. Hy sê, net soos wat Christus onregverdig gelei het op Golgotha, sê Petrus, net so vroue wees onderdanig aan julle man, soos Christus onderdanig was in sy lyding aan die Vader. Sodat selfs al is jou man ongehoorsaam aan die woord, dat hulle deur julle eerbiedige, respekvolle ingesteldheid gewin kan word vir die Here. Nou ja, ek wil aangaan en goedjies byvoeg vandag. Ons het tyd. Wat beteken onderdanigheid nie? Ek wil so graag hierdie net mooi omskryf. Getroude vroue, onderdanigheid beteken nie dat jy jou persoonlikheid moet onderdruk nie. Die Here het jou as 'n unieke persoon met 'n unieke persoonlikheid geskep. En dit is die Here se wil dat jy jou persoonlikheid sal uitleef, dat jy sal wees vir Jesus tot eer van God. Onderdanigheid beteken ook nie dat jy geen opinie van jou eie mag hê nie. Die Here het jou as 'n individu geskep en jy is geregtig as individu onder die Here om Bybelse oortuigings te huldig tot eer van die Here. En onderdanigheid beteken ook nie dat jy jou talente, jou vermoëns wat die Here jou gegee het, dormant moet laat lê nie. Jy het sekere gawes van die Here ontvang en hy moedig jou aan in sy woord om dit te gebruik ter wille van sy eer en die opbou van sy gemeente. En 'n goeie en liefdevolle leier manne sal hierdie dinge erken in ons vrouens. Hulle unieke Godgegewe persoonlikheid en opinies en talente, gawes. En ons sal dit laat floreer onder ons hoofskip. Onderdanigheid verwys na die ingesteldheid waarmee jy jou persoonlikheid uitleef, waarmee jy jou opinies huldig, waarmee jy jou talente beoefen. Soos ek laasweek gesê het, wat beteken onderdanigheid dan in die praktyk? Dit beteken dat jy jou rol as komplementerende helper opneem. Dis wat dit in die praktyk beteken. Hoe is 'n vrou onderdanig aan haar man deur vir hom 'n komplementerende helper te wees, daai rol waarvoor die Here jou uniek ontwerp het. En dit geld ook vir die mans, né? Dis nie net vir julle nie. Kyk gou na Efesiërs 5 vers 21. Die versie net mooi voor ons teks. Paulus het vir ons gesê in Efesiërs 5 vanaf vers 18, een van die uitvloeisels van 'n geesvervulde lewe is onderdanigheid. En hy roep die hele gemeente op, mans sowel as vroue, wees onderdanig aan mekaar uit ontzag vir die Here. Die man ook is onderdanig aan sy Here en aan sy vrou deur sy eie rol op te neem om vir haar 'n liefdevolle leier en hoof te wees. En dieselfde met die vrou. Die vrou is onderdanig aan God eerstens, die primêre hoof, Jesus Christus, maar ook aan haar man, sekondêre hoof met gedelegeerde gesag vanaf die Here, deur haar rol op te neem. So daarom vroue, is dit my aanmoediging, kom aan jou man se sy, as sy God gegewe spanmaat. Wees vir hom sy primêre raadgewer in die lewe. Wees vir hom sy primêre bemoediger. Wat sien ons baie keer op die televisie, die American football, daai wat so die pompoms rondswaai, wat mense dit 'n cheerleader. Wees dit vir jou man 'n bemoediger, 'n aanmoediger in sy lewe. Wees vir hom 'n primêre klankbord. Wees vir hom 'n hulp, 'n ondersteuning. En ek wil weer uitwys die simboliese waarde van die feit dat God het vir Eva uit Adam se sy geneem. Haar vir Adam geskep en na die man toe gebring om aan sy sy te wees. Wees aan jou man se sy, om hom aan te vul, om hom by te staan, om hom lief te hê, om hom na te volg. Hier's 'n paar gedagtes van hoe jy dit kan doen. Hierdie is glad nie omvattend nie, die rol is regtig veel eisend, maar hier is 'n paar gedagtes, nie in spesifieke volgorde nie. Dis maar net my bedoeling dat die Heilige Gees deur dit wat ek sê, julle gewetens prikkel, om julle aan te moedig, om
om onderdanig te wees aan julle mans as helpers. Eerstens, vroue, verwelkom jou man se lyding, sy beskerming en sy sorg oor jou. Moet dit nie net toelaat nie, verwelkom dit, nooi hom uit, laat hom toe om sy rol as koning oor sy huis en oor jou te vervul. Ook, vroue, soek op jou man se geestelike begeleiding, enige iets van 'n geestelike aard. Laat hom toe, met ander woorde, om die rol van priester en profeet in jou lewe te vervul. Dit is hoekom Paulus ook sê in 1 Korintiërs 14 vers 35, as die vroue iets te wete wil kom, moet hulle mans tuis vra, want die Here het bedoel dat die man die vrou se hoof sal wees, wat haar ook in geestelike sake lei. En jy doen dit deur vir jou man te bid. Bid jy nog elke dag met volharding vir jou man. Bid vir hom, bemoedig hom en prys hom ook vir daardie dinge wat hy reg doen volgens die woord van die Here. Dit sal vir hom 'n aanmoediging wees tot groei in daardie areas ook. Moet nooit jou kinders voor of bo jou man stel nie. Gegeewe ons Bybelse prioriteite, naas jou eerste prioriteit God, is jou man jou tweede prioriteit bo jou kinders. Moenie hom verwaarloos omdat jy so oorweldig is met jou kinders nie. Praat met hom oor jou uitdagings en kyk hoe julle saam 'n plan kan maak dat jy hom voor die kinders kan stel in jou lewe. En ons as manne verstaan natuurlik dat jy is ook 'n tuiste skepper, dat jou belange is ook by die kinders en ons akkommodeer dit. Ons het begrip. Moenie jou kinders voor jou man of bo jou man stel nie. Vul jou man se tekortkomings aan. Byvoorbeeld Esther, ek is baie keer so besig in die bediening en my vrou is regtig begaafd met administratiewe take, so sy hanteer baie van die administratiewe take in die huis. Dit is vir my so 'n groot hulp. Dit is 'n praktiese manier hoe sy my tekortkomings, my gebrek aanvul. Staan jou man by in sy swakhede, in sy blinde kolle en moedig hom aan tot groei. Hier's 'n belangrike een, vergewe maklik. Onthou, ons is in die huwelik 2 sondaars in so 'n intieme persoonlike verhouding. Dis onvermydelik dat ons op mekaar se tone gaan trap in ons sondigheid. So vergewe maklik en verdra jou man se foute en sondes na die beste van jou vermoë. 1 Korintiërs 13 vers 7 sê die liefde bedek alles. Petrus brei uit daarop wanneer in 1 Petrus 4 vers 8 sê die liefde bedek 'n menigte sondes. Vroue, wees geduldig teenoor jou man terwyl die Here hom groei op die pad van heiligmaking. Ons is nog nie volmaak nie. Ons doen baie keer dinge wat vir ons soos die vyand laat voel. Ons is nie jou vyand nie. Wees geduldig met ons. Betoon aan ons die genade terwyl ons nog groei in Christus gelykheid op die pad van heiligmaking, soos wat ons ook poog om aan julle genade te betoon in julle swakhede en sondes. Vroue, deel in jou man se lewe. Lok daai deelname, daai innige meelewing uit deur kommunikasie. Praat met hom oor sy dag. Moet sê, toe ons huweliks voorbereiding gedoen het destyds, ek en my vrou, was dit een van die pertinente goed wat die predikant genoem het. Frans, as jy by die huis kom na werk, as jou vrou jou vra hoe dit gegaan vandag, moenie net sê goed, verduidelik vir haar. So lok daai uit by jou man ter wille van goeie kommunikasie. Deel in sy lewe, help hom skouer aan sy laste. Jou man het spesifieke stryde, persoonlike stryde met sonde en ander dinge. Jou man het stryde in die huis, hy het stryde by die werk veral en ja, glo dit of nie, ook stryde in die kerk. Help hom skouer aan daardie stryde. Spoor hom aan om konflik tussen julle en in die huis deeglik, dadelik en Bybels te adresseer. Konflik mag nie sloer nie. Dit moet in die kiem gesmoor word ter wille van die eenheid tussen ons en God en ons en mekaar. Spoor hom aan hiertoe. Maak jouself mooi vir jou man. Die woord van die Here leer die vrou se skoonheid moet primêr innerlik wees. Die versiering van 'n sagte en 'n stille gees wat vir die Here so kosbaar en mooi is. 1 Petrus 3 vers 4 en 5. Maar die Bybel sê nie dit is sonde vir jou om jouself uiterlik ook mooi te maak vir jou man nie.
Jou versiering mag nie primêr gefokus en net behels die vleg van hare, dra van juwele, aantrek van uitspattige of mooi of wat ook al se klere drag en nie. Dan maak jouself mooi uiterlik en ook innerlik vir jou man spesifiek. Wys jou liefde vir hom op 'n manier wat hy kan hoor. Ons as mans hoor baie keer liefde anders. Ek hou van aanraking. As my vrou my hand vat, dan sit my hart nou nog in my keel. Vandag verstaan ek mamma is lief vir my. Maar miskien hou hy van geskenkies, miskien hou hy van woorde van bemoediging of wat ook al die geval mag wees. Wys jou liefde vir jou man op 'n manier wat hy dit hoor. Moenie intiemheid van jou man weier nie. 1 Korintiërs 7 vers 2 tot 5 is duidelik, ter wille van sedeloosheid moet elke man sy eie vrou hê, elke vrou haar eie man hê. Die man se liggaam behoort nie aan homself nie, maar aan die vrou se liggaam behoort nie aan haarself nie, maar aan die man. En julle mag nie julleself van mekaar weier nie ter wille van sedeloosheid, dat julle vir mekaar ook is 'n bron van bewaring teen seksuele versoeking. En dat julle ook deur julle fisiese eenheid en intiemheid, die geestelike en emosionele eenheid tussen julle versterk. Moet jouself nie weier van jou man nie en wees getrou aan hom. Die vrou van een man op geestelike, emosionele en fisiese vlak, soos 1 Timoteus 5 vers 9 jou oproep om te wees. Getroude vroue verseker ook dat jou man se tuiste netjies is. 'n veilige hawe waarna toe hy wil huis toe kom. Spreuke 31 vers 27 sê so mooi, die vrou waak oor die take van die huis. Sy maak seker die huis is in orde. Daardie knap vrou. Dat wanneer jou man huis toe kom, hy na 'n veilige hawe toe kom. Bied finansiële bystand en ondersteuning vir jou man soos jy kan en moedig hom altyd aan om die begroting van die huis verantwoordelik te bestuur. Spreuke 31 vers Spreuke 31 praat van die knap vrou wat ook buite die huis gewerk het. Sy het handel gedryf. Sy het buite die huis ook 'n tuin gehad wat sy verbou het en sy het van die opbrengs verkoop en geld ingebring en so het sy haar man ook bygestaan. Help hom. In ons dag en tyd is dit baie anders as wat dit in 'n vorige generasie was en is nodig baie maal vir vrouens om hulle mans op hierdie manier te ondersteun, soos my vrou my ook ondersteun. Doen dit vir jou man. Help hom ook in hierdie opsig as dit in jou vermoë is. Ken jou man in alle belangrike besluite wat julle en wat die huishouding raak. Moenie besluite maak waarin hy nie geken is of kennis dra wat later 'n impak gaan hê op julle verhouding in die huishouding. Wees vir hom 'n staatmaker en 'n steunpilaar. Spreuke 31 vers 11 sê van die knap vrou dat die hart van haar man vertrou op haar. Wees betroubaar. Ook ywer vir sy welstand. 'n Paar verse na dit sê dit daardie knap vrou al die dae van haar lewe doen sy net goed aan haar man. Sy doen hom nie kwaad nie. Ywer vir jou man se welstand. En helaas in lyn met die opdrag van ons teks, buig onder die hoofskap van jou man. Volg hom na in sy inisiatiewe. Besluite rakende die huwelik en die huis. Hoekom moet julle dit doen? Kom ons stop hier. Ek sal volgende week as ons weer die teks hanteer sal ek aangaan. Ek vertrou dat die Here ook vandag en dit wat voorgehou was in die lig van sy woord vir julle tot seën gemaak het en sal maak. Dat hy julle sal help om te wees dit wat die Here julle oproep om te doen ter wille van sy gaan uit. Jy gaan verheerlik die Here deur die opneem van jou rol wat die Here jou voor ontwerp het en wat hy jou ook gee in sy genade, liewe vroue wat in die eg staan. Kom ons sluit ons oë. Hemelse Vader, ere aan U in hemelse plekke. U is so goed vir ons. Dankie Here vir die waarheid van U woord. Dankie dat U 'n God van liefde is, van goedheid en getrouheid wat ons bystaan
Ja, Here, al roep U ons op om te doen dit wat moeilik is vir ons in 'n gebroke wêreld, weet ons dat U ook vir ons die krag en die instaatstelling bied om dit te doen en goed te doen ter wille van U eer. En ook ons eie voorbeeld. Op baie spesifiek weer eens bid vir die getroude vroue in ons midde. En elke getroude vrou wat hierdie boodskap hoor, dat U hulle sal seën, dat U hulle sal help, dat U hulle sal bemagtig en die salwing op hulle sal plaas om U te eer deur onderdanigheid as komplementerende helpers van hulle sekondêre hoofde, hulle mans aan wie U 'n gesag gedelegeer het. So trou hulle en ook onsself, ons hele gemeente aan U toe. Here, dat U ons sal bystaan hierdie week ter wille van U eer. Wees ook nou met ons in die sing van die slotlied, die seënbede wat uitgespreek gaan word en die samesyn na die tyd. Wees daarin verheerlik in Jesus naam. Amen. Amen. Gemeente, ek groet julle in die besonderse naam van Jesus Christus. Mag sy liefde, die genade, die liefde en die genade van die Vader, liefde, genade en samesyn van die Heilige Gees met julle elkeen wees vandag en in die week om. Amen.